Ja, sy woord sal ewig staan. Daar is niks meer ewig as God die Vader nie. En sy liefde vir ons. Weet julle, is baie keer hartseer om te sien hoe min die mense maak van God se liefde vir ons. My tema vanoggend is, hoe lank is jou lewenslyn? Vat in jou geestesoog 'n stukkie lyn, want op elke 100 mm is daar 'n knoop in. Nou elke 100 mm is 10 jaar van jou lewe. Hou net daai stukkie lyn in gedagte tot die einde van die preek. Dan sal julle sien wat ek daarby bedoel. Onthou net van die ouderdom van 60 jaar af begin jy in die genade te lewe. Dit is die genade. En wat daai koortjie wat ons gesing het as die rolle afgelees word, is ek daar. Ons wil nie van die wees wat die Here vir jou gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie. Dan gaan jy vir ons sê, Here, maar ek het in U naam duiwels uitgedryf. Ek het in U naam mense gesond gemaak. Dan gaan jy vir sê, maar jy het my nie geken nie. Ons wil nie van daai wees nie. Nou waar ek vandag wil praat is die lyne in ons lewens. As baba, die nog in jou moederskoot was daar 'n lewenslyn tussen jou en jou moeder. Daardeur het jy voedsel gekry. Jy het alles gekry deur daai lyn. Maar daar het 'n ander lyn ontstaan daai dag die gegenereer is in jou moederskoot. En dit is die lewenslyn saam met God. Nou, jy is gebore, daai moederslyn is afgesny. Nou die lewenslyn met God het ernstig begin daarso. Tot op 'n ouderdom van 10 jaar was jy onder jou moeder. Dis hy 10-jarige lyntjie, hy eerste knoop op die lyn. Wanneer jy vir jouself kan begin dink, wat jy vir jouself kan begin besluite neem. Nou nie besluite wat jy lewe, wat ek daarby bedoel is, jy nog steeds vir jou ouers geluister het, maar besluite oor jou geesteslewe. En jy kan klaar besluit wat is reg en wat is verkeerd. Dis daai lyn. Nou, van ons moederskoot af is ons lewe vooruit beplan deur God. Hy weet presies wat jy 'n sekonde van nou gaan doen of dink of sê. Hy weet dit. Hoekom? Want hy is almagtig en hy is ons skepper. En hy is die liefling van ons siel. Hy is die Alfa en Omega. Nou, hoe meer tyd jy saam met Jesus bestee, hoe dikker word daai lyntjie van jou, daai lewenstou. Jy gaan nie 'n kar wat vas en probeer uittrek met 'n garingdraadjie nie. Jy gaan 'n diktou vat om daai kar mee uit te sleep. Weet jy met jou lewe? Daai ding garingkie, as jy nie vir Jesus volg en hom elke dag soek in jou lewe nie, gaan daai toukie nader aan so ding word soos garing. En wanneer hy jou na hom toe wil trek, dan gaan hy toukie breek, want Satan trek aan hierdie kant. Dis soos hy modder met jou kar vashou. Dis die Satan. Hy hou jou vas, hy sê jou vas. Nou as hy toukie dun is, van God nie uitgetrek het en jy gaan dieper en dieper sink. Dat ek ook al by telke male gesê het, ons moet bid, laat ons sy ewige dors sal hê, na die ewige lewende water. Laat ons van die sappe sal ontslae raak, dat ons na die vaste spysvertering toe kan gaan. Met ander woorde, laat ons God moet dien as groot mens. Die woord sê wel, ons moet word as kinders. Maar ons tyd dat ons begin pa staan vir dinge wat ons doen. En ons moet pa staan vir dinge as ons pak slaag kry daaroor. Nou, het jy al ooit gehoor van die gras is groener aan die ander kant, as wat het is aan jou kant? Nou het ek 'n storie om te vertel. Ek het dit raak gelees. Ek hou daarvan om dinge wat ek op Facebook sien, want ek word aan baie Christelike bladde. Share ek met myself op WhatsApp. Nou, hierdie ding het ek gekry, die man het gedroom. Hy staan in 'n weelderige groen veld. Die gras is so sag, maar as 'n lyndraad in die middel van daai grasperk deur.
Aan die kant staan Satan, aan die kant staan God. En die Satan sê vir hom, ek sal vir jou gee alles wat jy wil hê in jou lewe. Kom na my kant toe. Die man begin smaal en hy kyk na God en God sê vir hom, weet jy wat ek vir jou kan gee, is genade en liefde in die ewige lewe. En die ou staan so rukkie en hy dink toe, wag, I want to have something of both worlds. En hy gaan sit op die draad. Eensklaps gryp Satan hom af. Hy sê, wat maak jy nou? Satan sê vir hom, daai draad behoort ook aan my. Die moraal van die saak is, jy kan nie God en Mammon dien nie. As jy dit wil doen, is jy in die verkeerde kant van die draad. Klaar. Dis soos wat Matteus 6 vers 24 vir ons sê. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Het staan in die woord Matteus 6 vers 24. Dit word so duidelik gespel dat ons moet kies wie ons wil dien. God dwing jou nie om te dien nie. Hy dwing jou glad nie. Maar as jy sy woord ken en lees, sal jy sien wat met jou gaan gebeur as jy hom nie dien nie. Jy gaan saam met Satan na die vurige hel toe, waar die maaiers so eet wat nie vrek nie, hulle vreet jou hele lewe, daar is nie einde aan dit nie. Jy gaan uit pyn pal voel. Dis hoe dit gaan wees. Nou, jou lewenslyn dikte hang af van hoe en wie jy dien. Jy kom net in die kerk uit, lekker gediens, jy het gefellowship, jy het gesing, jy het gedans, jy het hande geklap, jy het hande opgesteek, jy het gesê amen, jy het gesê halleluja. Maar as jy by die deur uitstap, hang jy Jesus agter die kapstok van die deur. Jy gaan na jou huis toe, jy maak die bier oop, jy maak die brandewyn oop, jy steek die sigaret aan. Naderhand as hy karate water begin praat, en dan gebruik jy van mamma of jou kinders as jou slaansak. Mense, is dit nie waarteen die vers ons waarsku nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Dit is net so, jy kan nie. Dit is so, mense die tyd van speel is voorbij, die lewenstouwe begin kort praat. As jy julle vraag, maar julle moet dit maar op julle self, want ek glo nie die dames gaan dit wel antwoord nie. Hoe lang is jou lewenstou? Met ander woorde, hoe oud is jy? Hou dit in gedagte, maar hy elke 10 mm en hy tou stop op 70. So dink ek vir julle self. 2 Timoteus 2 vers 15 tot 16. Vers 15 sê vir jou, lê jou daarop toe, om jou beproef vir God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Vers 16, maar die onheilige onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Met ander woorde wat die vers sê vir jou sê, vers 15 sê vir jou, jy moet nie skaam vir God wees nie. Jy moet bereid wees om sy naam uit te bring. Jy moet bereid wees om op die huis se dak te staan en skree, God is my koning, my redder. God het my geskape. Jesus Christus is my verlosser. Jy moet bereid wees om dit te doen. Die woord van die waarheid reg sny. Mense laat so baie keer waar die mense vir jou sê, joh, maar jy bring die woord te hard uit. Hier sê die vers vir jou, die wat die woord van die waarheid reg sny. Hier is die woord. Dit is die woord van God. Dit is die woord wat hom ingegee is. Mense, God het sê, kan ek gestel. Hy sê my die woord ingegee het. Ja, hy is deur baie mense geskryf. Maar hy is die een wat vir daai mense gesê het wat om te skryf. So alles wat hierin staan is die waarheid, en wat hierin staan moet jy doen volgens die woord. Want die Openbaring 22 sê vir jou, jy moet nie die boek uit wegraak of bysit nie, anders sal jou naam weggeraak word uit die boek van die lewe uit.
Staan Openbaring 22. Dan verder, 1 Timoteus 6, vers 20 tot 21. O Timoteus, bewaar jou pad en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerping van die valslik sogenaamde kennis. Mense hou op van ander praat. Bewaar jou eie pad, met ander woorde, bewaar jouself. Sluit jou mond toe, sluit jou tong toe. Moet nie van ander praat nie. As jy vir iemand iets wil sê, man up, en gaan na die persoon toe en sê van hoor hierso, dit en dit en dit en dit is nie reg nie. Jy moet dit doen. Nie agteraf wees nie. Praat regheid met die mens. En waarvan sommige vers 21, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref op 'n dwaalweg geraak het, mag jy genade met jou wees. Amen. Nou, dan 1 Timoteus 6 vers 20-21 leer ons dat ons ons pad moet bewaar, naamlik jou geloof. En die woord sê ook sonder die werke is die geloof dood. Nou, wat ek gesê het net ook, daar is 'n dun lyn tussen reg en verkeerd. Mense, dat lyntjie so dun en die kan nie eens onder 'n mikroskoop sien. Of is koud, of is warm, daar is nie 'n lyn nie. Die woord sê ook, was maar eerder koud as wat die warm is. Is jy sout laf of is dit vars? Dan af wat hy netjie van jou vir sê. Jesaja 43 vers 18. Dink jy aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Hou op om dinge op te bring met jou vergewe is. Weet ons moet begin let op dit, wat die woord van God vir ons sê wat om te doen. God sal jou hand vashou. Hy sal jou deur dinge trek wat jy nie gedink het jy gaan kan deurkom. Kyk dit vorentoe. Daar is baie keer nodig om dinge van die verlede te bring, soos vir as jy gered is en wat God jou gedoen het. Dis goeie dinge. Maar die slegte dinge van die lewe, laat dit daar bly. Jy is vergewe. As jy iemand wil, as jy hiervoor wil staan en jy wil 'n belydenis aflê, of jy wil vir die mense sê wat God vir jou beteken het in die lewe, hoe jy uitgetrek het uit die drankduiwel uit, hoe jy jou weggetrek het van pornografie af. Ja, dit is reg, doen dit, want dit gaan ander mense help. Maar ons moet pas op om nie te ver te delf in dinge wat jou kop later gaan begin terugdraai en sê, hoor nie, maar kyk hoe goed het dit met my daai tyd gegaan. Kyk hoe gaan dit nou met my. Geldelik as ek nou swakker af as wat ek toe was. Pas op vir daai ding. Dis waarvan ek praat. Pas op vir dit. 1 Johannes 3 vers 16 tot 18. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of die tong nie, maar met die daad en die waarheid. Weet jy, daar kom die antwoord van dit in. Daai vers 17. Okay, hoe kan ons eers dink dat ons lewe sal aflê vir ons broeders en susters as ons hulle nie eens kan vergewe vir iets wat hulle vir ons gedoen het nie? Gaan ek as Dawid my lewe aflê vir Pietie daar buite? Dit is 'n baie lelike vraag daai, maar dit is hoe die woorde toestel. Hoe kan ons bely dat ons naaste vergewe as ons onsse Vader bid, maar dit nie reg doen nie? Dan lieg ons vir God onder gebed. Hier staan geskrywe dat ons nie met die woorde of tong moet lief hê nie. Ons moet dit in woord en daad doen. Dit is die wil van God en word in baie plekke in die Bybel vir ons uitgestel. Kom ons lees gou die Onse Vader. Ek weet almal van julle ken met hulle koppe uit. En toe hy op 'n sekere plek besig was in Lukas 11 vanaf vers 1.
En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom nadat hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disippels geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemele is, daar erken jy die bestaan van God. Jy erken sy bestaan. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Daar loof en prys sy naam, hy sê dat sy naam geheilig word, laat die koninkryk kom. Dan sê hy verder vir hom, laat u wil geskied, soos in die hemel so ook op die aarde. So jy pleit God se wil oor die hemel en oor die aarde, en so die ganse mensdom in die aarde. Sien jy hoe ver Onse Vader oopmaak? Dan gaan ons nog verder. En gee ons elke dag ons daaglikse brood. Daai daaglikse brood hoef nie noodsaaklik voedsel te wees nie. Dit kan geestesvoedsel ook wees. Dit hang met die nodigheid, daai spesifieke tyd wat jy daai gebed doen. En hier kom daai stuk nou, en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is. Daai stuk wat jy bid, en jy vergewe nie iemand anders nie, dan lieg jy onder gebed vir God. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Met ander woorde, God moet jou weerhou van die aanslag van die Satan. En jou verlos van hom. Sien jy hoe ver die Onse Vader vir jou as Christen wat hom bid oopmaak. As jy op bid, as jy so daar dink. Hy word nog in 'n baie spektrum oopgemaak. Ek het maar net nou die hoofpuntjies aangeraak. Nou, Matteus 22 vers 37 tot 39, dit is hoe hoog God dit ag, dat jy jou naaste moet lief hê. Vers 37, en Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met die hele hart, die hele siel en met die hele verstand. Vers 38, dit is die eerste en die groot gebod, en luister mooi wat sê vers 39 vir jou. En die tweede wat hieraan gelyk staan, hy sê nie onder hom staan nie, hy sê gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is hoe hoog God dit ag, om jou naaste lief, dat jou naaste moet lief hê, dat gelyk staan aan hoe jy lief jou moet hê. Nou nie heeltemal nie, maar verstaan jy wat ek probeer sê? Dit is hoe hoog hy dit ag. En dit is God se twee grootste gebooie. Nou, in Psalm 91 vers 14 tot 16. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Vers 15, hy sal my aanroep, en ek sal hom verhoor in die nood, sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred, en eer aan hom gee, met lengte van dae, ek sal hom versadig, ek sal hom my heil laat sien. Mense, dit is wat God vir jou wil doen. Dit is 'n belofte wat hy vir jou doen in sy woord. Ken dit sy naam. Ek en Kobus het net mee gepraat. Wat verstaan ons onder God se naam? Ek gaan nou nie uitbrei op dit nie, want dit is sy preek vir 'n vorige keer. Dink mooi daaraan, tot die dag wat hy daai tema dit inbring. Wat verstaan jy onder die naam van God? Dink aan, en julle sal sien, Kobus gaan mooi vir julle oopmaak. Ja, dit lyk of ek van my tema afgegaan het, maar alles loop hand aan hand. As jy toelaat dat die staat in jou vernietig, stop jou lewenslyn die dag as jy sterf. Dag as jy sê, dan sy linkie geknap. Maar as jy vir Jesus Christus aangeneem het, as jy saligmaker, redder en verlosser, en hy woon in jou, en jy doen wat God se woord vir jou sê, gaan hy linkie vir jou aan. Ja, jy gaan sterwe op die aarde. Maar hy gaan aangaan in die hiernamaals. Nou, hier is 25 beloftes van God aan ons. Daar is nog meer in die woord.
Hier is wel Engels, ek het gereed van Facebook af, ek veel sê, ek hou daarvan om die dinge te trek van Facebook af. 25 promises from God. The Lord will fight for you. Exodus 14, verse 14. God's mercies are new each morning. Met ander woorde, elke oggend is daar nuwe genade vir jou. Revelations 3, verse 21 to 23. God will renew your strength. Isaiah 14, verse 31. The Lord will help you. Isaiah 41, verse 13. The Lord will be with you. Isaiah 43, verse 2. God's love will not be shaken. Isaiah 54, verse 10. No weapon formed against you shall prosper. Dit is 'n pragtige steen. Geen wapen wat in jou gesmee is, sal slaag. Dit is Jesaja 54, vers 17. You are free from darkness. Isaiah 61, verse 11. God will forgive your sin. 2 Chronicles 7, verse 14. The Lord will never forsake you. Deuteronomy 31, verse 8. The God has plans for you. Jeremiah 29, 11. You have received grace and peace. Philemon 1 and 1, verse 3. God is your light and salvation. Psalm 27, verse 1. God hears you. Psalm 34, verse 17. Sien hoe gaan dit aan? Al die beloftes wat God ons het, wat hy ons sal doen, wat hy vir ons gaan doen. As ons hom net aanneem. As ons nie ons geloof aan die kapstok agter hy deur aanhang, as ons nie uitloop nie. As ons vasklou aan daai geloof. Mense dan sê hulle sê wat sê jy kan 'n perd op die water bring, maar jy kan nie maak drink nie. Maar kom ek sê vir jou, jy kan 'n perd maak drink. Jy lê hom net neer laat hy al hoe dorser word. Dan gaan hy drink. Dis ons wat hier sit, die mense wat daar buite is. Wat nie wil kerk toe kom nie. Mense jy moet hulle nader so naar maak met praat oor kerk, dat hulle besluit hoor ek gaan maar tog baie gelukkig maak, ek gaan sorg saam om kerk. As my sins my paat altyd gesê hou op deel, maar ek sê vir deel by die mense. Dat hulle kerk toe kom. Dat hulle kom. Die woord sê wat nou meer my naam vergader, daar is hy teenwoordig. Ja, jy lees Bybel by die huis, ja, jy bid by die huis. Maar daar is krag in gebed, en daar is krag in getalle. Hoe meer oor een ding saamstem, hoe vinniger sal daai ding waar word. Nou, die laaste een, ek het nou nie al 25 lees nie, maar die laaste een is by die pragtigste. God's word is trustworthy. Psalm 19, verse 7, ek kan net vir julle lees. Psalm 19, vers 7. Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die einde is. Daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak. Mense, hy is vir ewig en hy is trustworthy. Jy kan hom vertrou. Jy kan die hele lewe en wese aan hom vertrou. Nou gaan ek jou vraag vra. Is jy 'n liggaam met 'n siel, of is jy 'n siel met 'n liggaam? Wat is vir jou geleer? Jou liggaam. So jy is 'n siel met 'n liggaam. Jy is eers 'n siel, so jy het eers aan God behoort. So jy self het weggedraai van God af. Jy het jou vleeslike vorm, het jy maak dat hy jou lewe oorheers. Sy kry niks. Hierdie lewe soek nou 'n brandewyn. Net dat jou geestes, jou presies fisiese liggaam, jou siel van God aan wegtrek. Kijk wat ons doen, hierdie top. Ek gaan nou sommer lekker vloek vandag. Daai woorde wat uit jou mond uitkom. Ek het Kobus het gister ook daaroor gepraat. Daar kan nie braakwater en soetwater uit jou fontein kom. Daar kan nie. Mense hou op julle oor uit te leef. Plaas op wag vir die mond. Bid dit van die Here af.
Ek sê altyd, ons moet nie bid vir rykdom, vir geld en daai dinge nie. Bid eerder vir verstand. Dan gaan jy vir sê, maar verstand, ek skuld 200.000 rand op goed en ek het nie geld. Ja, bid vir verstand. Sodat jy kan uitwerk hoe daai dinge regter kan stel. God gaan nie vir jou rykdom gee die mense, hy gaan nie vir jou geld gee nie. Hy gaan vir jou rykdom gee in die hemel, ja. En dis waar jy rykdom wil hê. Nie op die aarde nie. Dis daar. Nou, soos julle my kyk, my preek is nooit baie lank nie. Nou die laaste deel. Ons kom terug na die lewenstyl wat ek vir julle gesê het. Maak knope in jou geesteslewe. Elke 10, elke 100 mm. Die eerste knoop is so 10 jaar, 20, 30, 40, maar hy gaan net op die 70. Ja, party word baie ouer, maar dit is erg genade daai. Nou waar ons vandag staan, sê maar jy is 60 of jy is 10, ek is nou 21. Kom ons knip baie lewenstyl van ons af daar volgens ons ouderdom. Dan kyk ons hoe lang stukkie van jou tou is daaroor. Mense, dit is kommerwekkend. As jou saak nie reg is met God nie, dis hoe kort toukie jy nog oor het. Om jou saak reg te maak. Jy is dalk 69. Oor 'n week is jy 70. So jy het so 'n stukkie tou oor. Maar dit is dit genade, erge genade, as jy langer as dit leef. En kom ek sê vir jou, die wat langer as dit leef, dis mense wat God nog nie meer klaar is nie. En soos ek net al gesê het, jou lewenstoukie, of jy hom al laat eindig, die dag as jy sterwe, is in jou eie hand. As jy wil hy toukie moet aangaan, die dag as jy sterwe, saam met Jesus Christus, die dag as jy sterwe en saam met Jesus, waar hy toukie word goud, die goudstrate van hemel. Dit is waarvoor ons moet strewe, om elke dag soos Jesus te wees, meer en meer soos hy te wees. Ons sal nooit soos hy regtig kan wees nie, maar ons kan daarna strewe. Ons kan hoop daarna, ons kan bid daarna. Weet jy, om 'n bietjie van die punt af te gaan, as iemand iets gaan doen, en jy sê vir daai persoon, ek wens so sterkte toe, dit is eintlik reg om dit vir daai persoon te sê nie. Soms sê ek bid en glo alles sal goed gaan. Wens jou sterkte toe, wat beteken sterkte? Dit beteken hou duim vas. Dit is 'n menslike ding wat ingebring is. Jy hou nie duim vas nie, jy moet God vashou. Jy moet aan hom vashou. Ja, nie mens nie.